elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies en die spanning loop nou baie hoog. Jesus, die Seun van God wat altyd was, deur wie alles geskape is, vir wie alles geskape is, en die een wat alles in stand hou, die een wat in die boesem van die Vader is, die verklaarder van die Vader, die enigste verklaarder van die Vader, wat vlees geword het en onder ons kom woon het, sodat ons sy heerlikheid kan aanskou en in hom glo, dat hy waarlik is wie hy sê hy is, en deur in hom te glo, lewe kan hy in sy naam, wat bedien het vir 3,5 jaar op aarde tussen mense as 'n mens, wat het nie roof geag het, om sy posisie in die verhewendheid van afstand te doen, en vir 'n kort tydjie gelyk te word met die mens, in die eenvoud en die nederigheid van die menslike vlees. Is die spanning nou baie hoog, omdat die big finish is nou op hande. En daar is hierdie 2 konflikgroepe in die verhaal, die groep van mense wat in hom glo, dat hy is wie hy sê hy is, en die groep mense wat hom verafskie met alles wat hulle het. En dit is die 2 reaksies wat Jesus ontlok. Nee, die liefling van mense se siele en die steen van aanstoot. Selfde Jesus. En hulle is reg om Jesus nou om die lewe te bring en om uit die weg te ruim, sodat die mens onverpoost kan voortgaan om God te wees. Want dis al waaroor het gaan. Ons is self God, ons is self Here en baas, ons regeer, ons besluit, ons doen. Ons belange, ons koninkryk, ons gesag, ons nasie, ons mense, ons familie, my gesin, my dinge, my goeders, my visie, my toekoms, ek. Ja, daar is hy. So, die konflik tussen hierdie 2 en Jesus wat onverskrokke, sonder om 'n oog te knip, die koninkryk van God bekend maak. En die koninkryk van God is nie een oomblik die bevestiging van die menslike posisie nie. Nie een oomblik nie, inteendeel, dit is 'n skreiende weerspreking van alles waarop die mens aanspraak maak. Naamlik om te sê, daar is 'n God en dis nie die mens nie. En tensy die mens afstand doen van homself, is hy die koninkryk van God nie waardig nie. En Jesus openbaar hierdie evangelie en dit bots, en dis geen klein botsing nie. So ons kom nou by die interim hoofstuk, dis die opbouende spanning, die eerste 11 hoofstukke in die boek Johannes. Ons het nou die interim hoofstuk, hoofstuk 12, en dan die laaste gesprek, nee, hoofstuk 13, 14, 15, 16, 17, dan die arrestasie, die verhoor, die kruisiging, en dan die grootste ontknoping in mensejeugenis, naamlik die opstanding van Jesus uit die dode, om te bevestig dat hy waarlik is wie hy sê hy is. Nou ja, dit is 'n onsaglike verhaal waarmee Johannes besig is, en iets wat my en jou lewe nou op hierdie oomblik onsaglik, ontsettend, diepgaande impakteer, wat jou reaksie sal wees, aan watter kant van die reaksielyn staan jy? Goed, daar is die groot vraag, watter kant van die reaksielyn staan jy? So kom ons begin, hoofstuk 12, ons begin lees by vers 1, en Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus dood was, wat dood gewees het en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Kan jy dit voorstel? Daar sit hulle. Lazarus is 4 dae dood, hy het al begin opbind. Jesus wek hom uit die dode uit op, en gee hom terug aan sy familie en die gemeenskap, en
daar sit hulle nou almal om 'n tafel en hulle eet en Jesus en Lazarus en ja, dink dit, wat, hierdie is crazy, dis wat dit is. Nee, nietemin. En Maria het 'n pond, egte, baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog. Die aanbidding van Maria. En weet jy wat is kosbaar hier, is die verbintenis. Want dis wat Johannes wil hê ons moet raak sien. Maria gaan nou hierdie befaamde pot nardesalf, is 'n jaar se salaris. Jaar se salaris wat hy salf kos, reken hulle. Nee, ek het nou nie die syfers hier by my nie, maar dis hoe ek hom onthou. Jaar se salaris. Verskriklike kosbare nardesalf. Sy gaan daai jaar se salaris, gaan sy nou hier uitgooi op sy voete. Maar die verbintenis tussen die opwekking van Lazarus en die openbaring van Jesus se heerlikheid en Maria se reaksie om sy voete te salf met nardesalf is 'n onsaglike evangelie waarheid. En ek het vir baie lank gewonder, wat is die verbintenis? Want, skus, ek wil net vinnig kyk, of dit hier staan, daarom is die, sien, ek wil net vinnig kyk, ja, maar ek het nie die teks vooruit gelees nie, maar ek weet nie of dit hier in Johannes staan nie, ons gaan nou kyk, ek gaan nou saam met jou dit lees. Maar ek weet dat, dalk was dit van die ander evangelies, wat sê dat, ja, wat het ek nou gesê, nee, die verbintenis tussen die opwekking van Lazarus, die openbaring van sy heerlikheid, die evangelie waarheid, dis reg, dis waar ek wil uitkom, waar Jesus sê, dat vir baie eeue of baie jare of baie lank hierna sal die mense, oral waar die evangelie verkondig word, sal die mense hiervan praat. Nou, toe het ek nou baie lank gewonder, dit is 'n interessante uitspraak van Jesus, want ek het nog nooit by enige verkondiging van die evangelie mense hoor praat oor hierdie salwing van Jesus se voete nie. Jy weet dat Maria se voete gesalf het met die kosbare salf nie. Hoekom het Jesus gesê dat oralste waar die evangelie verkondig word, daar sal die mense praat van wat sy gedoen het? Want ek het dit toch nooit gehoor, ek weet nie van jou nie. Ja, ek het al 'n preek gehoor, jy weet 'n lospreek, oor Maria wat Jesus se voete salf en wat dit beteken en so aan. Dit het ek al gehoor. Maar nie samehang met die evangelie verkondiging nie. Ek weet nie van jou nie. Jy het dit al gehoor. Nee, ek nog nooit in my hele lewe nie. En dan begin ek nou dink aan, maar Jesus het nou gesê waar die evangelie verkondig word. Nee, nou moet ek hom sê, ek is hom nou baie nuuskierig. Baie nuuskierig om te sien waar dit is. Ekskuus man, ek gaan nou jou tyd mors op hierdie video, maar ek dink, kom ons, kan ons gou daarna kyk. Ek moet dit nou eers opkry. Matteus, ek sien die kruisverwysing vir hierdie gedeelte is Matteus 26. So ja, ek gaan nou vinnig so toe bly. Ek kan mos nou maar net die video sny, dat dit nou nie jou tyd mors terwyl jy kyk nie. Ja, daar kry ek dit. Ja, goed, so dit is Matteus 26 vers 13. Ons gaan nou met Johannes aan, maar ek wil dit net vir jou lees, dat jy het hoor, daar staan, voorwaar ek sê vir julle oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n genagedagtenis aan haar. Het jy dit al ooit gehoor? Oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het. Nou kan mense sê, ja, maar goed, dit is dan in die Bybel opgeskrywe, en ons lees dit dan nou, en dis dan deel daarvan, maar orals waar hierdie evangelie verkondig word, so kom ek sê vir jou, wat ek ook dink, so dit kan wees,
net die feit dat dit opgeteken is, maak dat ons vandag nog, want daar's baie goed wat nie opgeteken is in die Bybel nie, waar Jesus gesprekke gehad het in situasies, maar ons praat van Maria se bediening aan Jesus, maar hier's die ding, hier's wat ek dink, hier's iets wat in my hart net vir my besonder is, en dit is, toe Maria die heerlikheid van Jesus sien, en sy sien hom in hierdie opsig baie naby aan haar boetie, vir wie sy baie lief is, wat dood is, en Jesus breek deur die dood, en hef hom op, wek hom uit die dood uit op, nee? Die baas van die dood, en sy verstaan, nog meer, as ooit tevore, wie Jesus is daar net een reaksie, wat sy kan toon, en dis aanbidding. En sy sien sy heerlikheid, en sy vat 'n jaar se salaris, 'n item, wat 'n jaar se salaris werd is, en gee dit weg. En of dit nou die fisiese daad van Maria is, of die aanbidding wat die heerlikheid van Jesus ontlok, ons praat vandag nog van Maria, maar waar die evangelie reg verkondig word, want hy kan ook verkeerd verkondig word, maar waar die evangelie reg verkondig word, bring dit mense in absolute aanbidding van wie Jesus is, met die totale oorgawe van wat vir hulle kosbaar is, aan hom, as hulle Here en hulle Meester. Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig, hierdie evangelie, nie daardie evangelie nie, joune nie, maar hierdie ene, God se evangelie, waar die heerlikheid van Jesus op die korrekte wyse aan mense bekend gemaak word, en hulle die heerlikheid van Jesus sien vir wie hy is die reaksie onmiskenbaar, die van diepe aanbidding en die totale oorgawe van self aan die heerskappy van Jesus, soos Martha daai fles breek en 'n jaar se salaris oor sy voete uitgooi. Dis hoe jy weet, die regte evangelie. Daar is ander weergawes ook van evangelie. Daar is boodskappe wat as evangelie deurgaan, maar wat glad nie evangelie is nie. En dit is waar mense vertel word van hoe lief het God hulle. Dis die evangelie sê hulle, dat God vir jou verskriklik lief is, nes jy is, en dat hy vreeslik lief is, en dat sy hart verskriklik brand, om deel van jou lewe te wees. En dat jy hom net moet toelaat, en dat jy net moet aanvaar sy liefde vir jou. Nou daai boodskap bring die mense by die diepste aanbidding en die totale oorgawe van hulle self uit nie. Nou miskien sê jy nee, jy stry nou absoluut. Ja wel, dis jou reg om te stry. Jy kan maar stry. Maar ek kan net vir jou dit vertel. Dat as jy daai soort evangelie vir mense verduidelik, bevestig dit baie diep in hulle harte, die vermoede wat hulle nog al die jare koester, naamlik dat hulle wel die middelpunt van die heelal is. En dat alles om hulle draai. Dat selfs God klein kringetjies om hulle hardloop, om hulle guns te wen. En in daardie evangelie is daar niks van die baaskap en heerskappy van Jesus nie. Niks van die neerlegging en dood vir self nie. En daardie evangelie lok entitled mense wat dink dat God vir hulle daar is. Nie aanbidders wat weet dat hulle vir God daar is nie.
En dis vir my 'n belangrike ding wat uitstaan van Martha se bediening. So kom ons lees verder wat gebeur daar, want ek het nou al Matteus gedraai, maar ons is persoonlik besig met Johannes. Sy het hom gesalf, sy voete afgedroog, vers 3, hoofstuk 12 vers 3, en die huis is vervul met die reuk van die salf, die offer, sy gee haar hele lewe weg. Sy gee haar hele lewe weg. En dit het 'n reuk. Is dit nie 'n mooi gedagte nie? Waar 'n mens homself weggee vir Jesus, het dit 'n reuk wat die hele huis vervul. Toe sê Judas Iskariot, die wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Ja, kry hierdie redenasie baie. Sê, dis net dom. Dis net dom. Sy kon haar lewe op 'n baie beter manier gespandeer het. Sy kon liewers dit gedoen het en dat gedoen het en so gemaak het en sis gemaak het. Sy kon enigiets doen solank sy dit net nie weggee vir Jesus nie, want dis 'n mors. Kry dit vandag nog. Ou sê, ja, nee, want jy is dom om jou geld so te werk in jou lewe, jy kan baie beter so gemaak het, dan kon jy baie meer mense gehelp het, jy kon so gemaak het, en sis gemaak het, en jy weet, so aan. Het altyd 110 stories wat beter is, solank jy net nie gehoorsaam is aan Jesus. Ek onthou jare terug, sit ons in Amsterdam, op die lughawe, en ons reis tussen Kiev in die Oekraïne en Suid-Afrika, en ons sit daar en wag vir die aansluitingsvlug, en daar sit 'n man, en so aan, en hy sien nou, ek weet nie wat, ons sien aan hom, ek kan nie onthou hoe dit gewerk het, maar ons herken mekaar as Afrikaans, van Suid-Afrika, en hy vra so, waar, was julle op vakansie? En ons sê, nee, ons is sendelinge in die Oekraïne, en hy wil, sendelinge in die Oekraïne? Wat maak julle daar? Is daar nie 'n sendingveld in Suid-Afrika nie? Jy weet, hoekom gaan die Oekraïne toe, daar is mos genoeg werk in Suid-Afrika. En ek sedertdien het al baie gehoor. Ja, maar, jy weet, hier reg om jou eie huis, man, is hier baie werk, jy het nie nodig om te gaan sendingwerk doen in Afrika nie. Luister. As jou logika die bepalende faktor was, sou ek definitief by dit geskaar het. Maar jou logika, en jou redenasies, en jou teorieë, en wat jy reken is reg of verkeerd, is nie die ding waarvoor ek my lewe weggee nie. Ek vra nie, wat is logies nie, of volgens jou, of iemand anderste, rasioneel nie. Wanneer 'n mens sy lewe voor Jesus buig, is die aksie baie eenvoudig. Spreek Here, U diensknegt, luister. Is daar baie nood hier? Ja, natuurlik. Wat van die ander dorp net langs aan? Ja. Wat van 'n ander provinsie in Suid-Afrika? Ja. Wat van elders in die kontinent? Ja. Wat van elders in die wêreld? Ja. Maar ek is nie gerig deur nood nie. Ek is nie noodgerig nie. Ek is Christus gerig. En as Jesus vir my sê, om na 'n obskure ou plekkie te gaan, in my eie dorpie, dan gaan ek. Ek doen wat hy sê. En as hy vir my sê, gaan Oekraïne toe, of China, of ergens in Afrika, dan gaan ek. Want hy is die bepalende faktor. Hy is die skat vir my lewe. Ek giet my lewe voor hom uit. Hy is die baas. Nie jou of my rationaliteit nie. Hy besluit. En dit hoef nie sin te maak nie. Kom aan, sê jy vir my net vir een oomblik. Toe, daar is nie wyn op die troue nie. En Jesus sê, maak die klipkanne vol water en skep dit uit en vat dit vir die ou. Verduidelik vir my, wat is rasioneel daar? Niks nie.
Ek laat my nie regdeur wat is rasioneel of volgens mense aanvaarbaar of wat hulle dit behoort te wees nie. Wanneer jy die heerlikheid van Jesus sien, dan buig jy jou hart en lewe voor die almag en waarheid en heerlikheid van Jesus vir wie hy is. En dan wat hy ook al sê, hoe sinneloos dit ook al is die bepalende faktor in jou lewe. Jy doen wat hy sê. Of die mense om jou daarmee saamstem of nie. Dis nie ter sprake nie. Wat ter sprake is my aanbidding van hom. En my aanbidding van hom word gesien in my gehoorsaamheid aan hom. En jy kan nie daai twee skei nie. En dis wat hier gebeur. Is dit nie kosbaar nie? Vers 6 sê, dit het Judas gesê, nie omdat hy oor die armes besorgd was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Ja, jy kry dit baie. Gee edele rede in, maar die regte rede is die kant. Sê maar, hoekom nie? Sy kon het verkoop en die geld vir die arm, want die geld sou in die beurs gekom en dan was my kat groter. Ek lei persoonlik verlies hier. Jene. Dis verskriklik om dit te sien. Nee. Toe sê Jesus, laat haar staan, los haar uit. Sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Van die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was, en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dode opgewek het. En die hoofpriesters het besluit om Lazarus ook dood te maak. Omdat baie van die Jode deur hom weggegaan het, deur Lazarus se getuienis weggegaan het en in Jesus glo het. Herinner my dat ek in die volgende video bietjie ietsie sê oor hoekom wil die Jode Lazarus doodmaak. Waarvan is dit 'n kenteken? Ek dink dit gaan belangrik wees om te verstaan. Die verset teen Jesus is teen alle waarheid in. Dit is nie per ongeluk dat hulle so teen Jesus gekant is nie. Dit is aspres, doelbewus, volgehou, reaksie teen Jesus en die waarheid van God. En jy kan mos nou dink hoe dit gaan uitspeel. Elke knie sal buig, elke mond